Wel, ek ook net so noem van die ou wat kerk toe gegaan het, toe hy down and out was. En hy het niks, hy verloor sy huis, hy verloor alles wat hy het. En ek dink die Dinsdag word sy huis op 'n veiling verkoop. En hy gaan toe kerk toe. Hy kom by die kerk en neem die kollekte op. Toe het hy niks gehad om in te gaan, nie eens 'n sent. En hy sê toe, ag Here, ek gaan maar my pen gee. En hy haal sy pen uit en hy gooi hom in die bordjie. En dis toe verby. En daai Dinsdag toe hulle veiling gaan hou, toe daag daar 'n ou vroeg die oggend by hom op. En sê vir hom, luister, jy moet hierdie veiling stop. Ek gaan hierdie plek koop by jou. En die ou offer hom toe 'n bedrag ensovoorts, wat hom heeltemal uit sy moeilikheid uithaal, né? Ek wil nou nie in detail vertel nie, maar is toe heeltemal, sê die geld, hy help dit na die kondisie afslaer toe, en hy sê, luister, hier is die waarborg, wat my huis nie verkoop kan word nie, en hier is die waarborg, wat al my skuld betaal gaan word. En dit het toe so gebeur. En terwyl hy nog daai selfde dag so wag, toe kom Restonic, die matras van fabriek, na hom toe. En sê vir hom, luister, jy het ondervinding van om beddens te maak. Hy sê, ons wil hê vir ons kom werk. En hy gaan werk toe daar, en vandag is hy die eienaar van Restonic. Alles het gegaan oor 'n pen. Nou ek wil vir u sê, die Here werk nie soos ons dit is eintlik, as jy vir ou sê, jy gee 'n pen, en jy kry Restonic, dan klink dit eintlik, dit is 'n ware storie. Maar jy kan nou, as jy eendag wil, gaan soek daai ou op wat die eienaar is van Restonic, dan sal hy jou vertel. Hy het 'n pen ingegooi toe hy niks het. En vandag is hy well away. Amen. Nou kom ons plek bid. Here, ons het vanmôre hierdie versoek genoem van mense wat elkeen hier iets ingegooi het. Here, ek wil vir u vra vanmôre dat u hulle elke een sal ryklik seën. Here, moet 100voudig dat u dit vir hulle sal teruggee, meer as ooit. Asseblief, Here Jesus, seën ook die diens vanmôre verder. Hou ons elke onder die bloed in Jesus naam. Amen. Nou broer en suster, ek gaan vir u net 3 skriffies lees. En dan wil ek graag praat oor 3 vrouens wat die Bybel vir ons noem. Hierdie is vir my, ek het hierdie week ek en my vrou is so gewoonte elke aand en elke oggend, dan lees ek 'n hoofstuk so uit die Bybel uit, en dan gaan ons so dwars deur die Bybel deur die jaar, ensovoorts. Maar luister na hierdie woorde van 'n vrou met die naam van Rebekka. Dis haar broer wat nou met haar praat. En hulle het Rebekka geseën en haar gesê, ons suster, mag jy duisende van 10.000 word, en mag jou nageslag die poort van sy vyande in besit neem. Nou, as ek nou iets kan sê oor Rebekka, ek verstaan eintlik nie baie dinge van Rebekka nie, maar een ding wat ek vir u sê, sy het baie swaar gekry. Nommer 1, sy het haar pa sy skaap opgepas. En in die, sê maar die plek waar hulle gebly het, was eintlik so woestynagtige wêreld. Baie mense sê, die groot oorloë is daar in die Midde-Ooste, maar eintlik is dit net woestyn. Is dit nie waar? Met ander woorde, hierdie Rebekka se lewe het bestaan uit hitte. Die son het haar elke dag gebrand.
Nou ek glo nie daai tyd was sambrele beskikbaar nie. Hoe sê hulle, daai vrouens het met sulke veils of wat ook al in oor hulle hang. Met ander woorde, hulle eintlik hulle self nog meer gestraf om nog warmer te kry. En dan moet sy die skape oppas. Nou baie male in ons lewens gebeur dit, laat ons in 'n woestyn lewe. Die hitte van die dag word eintlik net ondraagliker as die vorige dag. Jy weet nie, jy bly in 'n posisie waar jy nie kan vrykom. Jy verstaan dit nie, hoekom dit gebeur nie, maar dis jou lewe. En jy wil dit so graag. Ek dink hierdie Rebekka het vir haarself gesê, ag, ek wens, ek kan ook 'n man kry. Ek wens ek kan ook iemand kry om my uit hierdie gemors, uit 'n lewe weg te vat. Ek is net nie meer lus vir dit nie. En jy weet, maar Rebekka het haar werk gedoen. En die son het haar gebrand. Alles was verskriklik. Maar daar ergens is daar 'n ander man wat sy diensknegt roep en vir die diensknegt sê, luister nie, dis nou tyd dat my seun Isak 'n vrou moet kry. En hierdie ou sê maar, hoe op aarde moet ek jou seun vat en dan gaan soek ons 'n vrou waar jy sê waarheen ek moet gaan. Hy sê nee, my seun bly hier en jy moet gaan om 'n vrou te soek. En die Bybel sê hy het 7 kamele gevat, paar esels en hier met 'n klomp geskenke en hy gaan hy. En toe hy daar by 'n sekere put kom, toe staan hy daar en hy kyk na alles wat hier aangaan. En hy vra toe die ene wat daar by die put sit, nou ek dink hierdie was die toesighouer, om te keer, dat almal moet eers daar saam wees. Dan spring al die vrouens af en hulle gryp hulle kruike en hulle gooi vir die skape klomp water uit, dan drink die skape en dan breek hulle weer so op. Maar hierdie dag was 'n ander dag. Rebekka het nie geweet dat hierdie dag is die einde van haar woestynlewe. Terwyl sy nou daar sê, kyk rond, hier kom sy aangestap, toe staan daar 'n man by die put. En hierdie man vra die ander, wie is daar die vrou wat daar aankom? En hy sê, o, dit is Betuel, soets, sy dogter. Ken jy hom? Ja, en hy praat 'n bietjie uit. En toe sy by met haar skape na by die put kom, toe gaan hierdie ou en hy vat daai klip wat hulle oor die put gegooi het en hy haal hom af. En hy sê vir hierdie vrou, dis nou jou geleentheid om jou skape nader te bring. En hy gooi sy gang toe, maar hy bid hierdie woorde. Hy sê, Here, as dit hierdie vrou se beurt is, as dit hierdie vrou se oomblik is daar 'n paar dinge wat U moet vir my wys. En die Here, hy bid toe, hy sê, Here, ek gaan haar vra, as sy opkom, dat ek 'n bietjie water kan drink. En as sy sê, ja, en sy moet nog iets byvoeg, ek sal vir jou kamele ook water gee, dan weet ek, dis die vrou. Nou hierdie is eintlik 'n onmoontlike situasie. En hier kom die ou daar aan en sy kom aan en sy gaan eerste keer af om die water te put. En toe sê hy vir haar, luister, wil jy nie vir my bietjie water gee nie? En die ou sê ja. Ag, die vrou sê ja, hierso is die kruik, drink tot jy genoeg is. Dis die woorde wat sy sê.
Met ander woorde, baie kere is ons tevrede met 'n paar druppeltjies. Ja. Maar die Bybel sê, ons moet drink totdat ons genoeg het of genoeg gekry het. Nee. En hy sê, as jy klaar gedrink het, dan moet jy jou kamele nader bring. Dan gaan haal ek water en die kamele kan drink soveel as wat hulle wil. Nou weet jy wat? 7 kamele. Nou ek gaan nou iets noem onder korreksie wat hulle eendag gesê het. 'n Kameel moet omtrent 120 liters water drink. Dit is wat hy drink en dan gaan hy nou weg. Nou weet jy broer en suster, sy het nie omgegee oor die harde werk. Sy het dit met 'n plesier gedoen. Om te weet, wel, vandag is dit my kans, ek gaan 'n bietjie vroeër huis toe of wat ook al. Maar terwyl dit so afspeel, is dit vir my een van die mooiste dinge wat hierdie man gaan toe na haar toe. En sê vir haar, luister, hier is vir jou 'n neusring, hier is vir jou armbande van goud, ensovoorts. En ek het sommer vir jou 'n geskenk ook gebring. Daar het hy gestop. En sy gaan toe huis toe. En toe sy by die huis kom, sê sy vir haar broer Laban, sê, hoor hierso, weet jy wat het nou gebeur by die put? Hy sê, ja, ek sien jy's vandag baie vroeg by die huis. Wat het gebeur? Toe sê sy, daar's 'n man wat vir my hierdie neusring aan my neus gesit. Ek dink dit was seker seer om so 'n gat in jou neus te druk en so voort. En hierdie pragtige goue ringe, armbande wat ek aan het, sy het dit vir my gegee. Sy sê, wat? Hy sê, wat? Wie is die ou? Hy sê, nee, is daar by die put. En hy gaan ou Laban put toe, en kom by die put en sê, hallo. En hy sê, ja, ek is gestuur deur 'n man wat daar aan die ander kant in Kanaan bly. En die ou sê vir hom, nee, kom huis toe. En toe hy by die huis kom, toe kom hierdie ou en hy begin die persente af te laai, wat op die kamele is en op die esels is. En hy gee vir, sê, dit het my Heer vir hierdie vrou geskenk. Nou broer en suster, as u vanmôre dink, dat jou omstandighede is baie keer so beklaanswaardig, dat daar niks met jou goeds kan gebeur nie. Dat ek vir u sê, leer ek 'n les vanmôre, uit hierdie geval, van 'n vrou, wat gesê het, my woestynlewe is wreed, maar ek moet dit maar aanvaar. Ons kom op stadiums, waar ons bly in die woestyn, en jy hoop maar, daar kom 'n dag, wat iemand jou gaan help. Nou ek wil vir u sê, this is the day, that the Lord has made. Dis is die dag, van Rebekka, toe sy sien, hoor ek kry net geskenke, en goud, en silwer, en alles, kom nou na my toe. Broer, is baie kere, in jou woestyn lewe, gebeur dit, dat jy in die woestyn is. Maar dan is iemand, daar ver, wat vir jou intree, en sê, jou kans is nou daar. En weet jy wat wonderlik is? Die aand het hulle pragtige feesmaal gereël, en toe hulle almal nou lekker wil eet, toe spring hierdie ou op, en hy sê, luister, voordat u sê ek moet eet, is daar iets wat ek vir u wil vertel. En hy vertel een van die mooiste verhale, seker in die Bybel, van 'n man, wat vir die Here het vir hom gesê, trek uit jou familie, trek uit jou, almal weg, van jou vriend daar weg, na 'n land wat ek jou gaan wys. En hy vertel hierdie verhaal van Abraham, aan hierdie familie. Nou, hulle is ook familie van Abraham. Hulle weet daarvan. Maar broer en suster, sê ek het hier naartoe gekom, en daai dogter van jou, nou moet jy weet, hierdie ouens, ek weet nie hoe lyk hierdie ou nie,
Ek het een keer so 'n prent gesien, hoe iemand voorstel van nou, Abraham se leerowerste op sy hoof, toe sê hulle, hierdie ou lyk so 'n bietjie lelike gesig en alles, en hy sê vir hulle, maar ek is hier, om hierdie dogter van julle te vat, na daai land, waar my Heer is. En hulle kyk sê, maar nou Laban, is toe so beïndruk, met die goud en silwer, dat hy eintlik sê, ja, dit is baie goed, want lyk vir my, ons gaan baie voorrade kry. Baie kere vir 'n oomblikse tyd, moet ons 'n keuse maak. En hulle vra toe die meisie, hoor hierso, wat sê jy? Sê nee, ek is bereid om te gaan. Net om uit hierdie woestynlewe uit pad te gee, moet ek gaan. En hy sê toe goed, hy het gaan slaap daai aand, en die volgende oggend het hulle weer ontbyt seker reggemaak om te eet. En toe sê die ou vir Laban vir hierdie ou, hoor jy moet maar 'n paar dae hierso kuier nog. En hy sê nee, die Here het met my gepraat, ek moet vandag, hierdie dag, moet jou Rebekka se lewe verander, van 'n woestynlewe na 'n pragtige lewe. En weet jy wat gebeur toe? Dis vir my so mooi. Ou Laban sê, nee, hoorie, kom ons roep daai vrou in. Hier kom die Rebekka in, en sê vir haar, hoorie so, wie, wat sê die ou? Dis nou die dag. Dis nou of nooit. Wil jy saam met hierdie vreemde man? Nou ek wil vir die sê, daai diensknegte is gebrand deur die son. Hy sê, sy kyk so op, sy sê, ja, ek wil gaan. En ek glo vanmôre, dat as hier 'n vraag gevra word vanmôre in hierdie saal, wil jy uit jou woestynlewe uitkom, dat jy kan antwoord soos Rebekka, ja, ek wil gaan. Nou broers en susters, ek wil nie in detail ingaan nie, maar toe sy nou aan die ander kant kom, toe sit daar 'n man, by 'n plek, by 'n put, met die naam van Lagoy, ek kan nou nie, Lagoy Rooi, dis reg, Lagoy Rooi, sit hierdie ou, 'n eensame man, en die Bybel sê, hy pyns oor sy eie lewe. Nou, die betekenis van hierdie put is lewende waters. Die ander betekenis van hierdie put is die huis van lewende waters. Met ander woorde, Isak sit by die put, en hierdie put is eintlik sy lewe van lewende waters. Die Here sê vir daai vrou, gaan, en as jy met my praat, sal ek vir jou water gee, wat sal opspring in jou binneste. Daar sal 'n lewe uitvloei uit jou lewe uit. Dis wat die Here Jesus vir daai Samaritaanse vrou sê. 'n broer en suster, en sy sê, gee vir my daai water. En terwyl hy so opstaan, en by hierdie put, toe kyk hy so oor die horison, en hy sien daar ver, kom kamele aan. En hierdie ou herken, dis sy pa se kamele. En broer en suster, terwyl hy so aangery kom, as ek so prentjie moet skilder, het hierdie ou van hierdie fontein af opgespring, en nader gestap. En hy het seker vir hom gesê, hoorie, is dit vandag my beurt? Is dit nou my beurt om 'n pragtige vrou te kry? En broer en suster, en die vrou aan die ander kant, hy sê sy op jou kameel, en sy vra die diensknegt, wie is hy wat so aangehardloop kom? En hy sê, dit is Isak. Ek wil vir u sê, as jy in jou lewe ja gesê vir die Here, dan is die Here besig om nader aan jou te kom. En weet jy wat gebeur toe? Toe jy die uitroep so kom by haar,
toe sê die Bybel, ek het nie meer 'n kameel nodig nie. Die Bybel sê sy het van die kameel afgeklim en sy het vinniger as 'n kameel gebeweeg om by Isak uit te kom. Woe, is dit nie mooi nie, broer en suster? Die pragtigste gebeurtenis van twee mense. Die een voel verlate en eensaam, en hier kom die volle heerskappy na sy kant toe. En die Bybel sê, dat hy het haar in die tent van sy ma ingeneem, en gesê, luister, van vandag af, het jy oorvloed. Jy het nie meer nodig om skape te gaan oppas nie. Hierso is jy in beheer van sake. Ek en u is geroep om in beheer van situasies te kom. Situasies moenie ons beheer nie, broer en suster. Jou woestynlewe kan vandag eindig as jy besluit, ek wil dit nie meer doen. Is dit nie 'n mooi iets om te dink, jy sit sy daar die volgende oggend, kry sy breakfast in die bed. Sy vroeg in die oggend, 6:00 bring ou Isak vir haar koffie. Alles het so oornag verander. Waar sy in die verlede, seker 4, 5 uur moet opstaan, om by jou skape uit te kom. Dit is toe nie meer nodig nie. En sy leef in oorvloed. Terwyl sy vir Jakob en Esau verwag, toe bid sy. Sy bid hierdie woorde, Here, wil U nie maar my lewe wegneem nie, want die bekleierery en die stoeiery hier binne in my, word te veel vir my. Broer en suster, baie maal in ons lewe stoei goed ook in ons lewe. Jy voel ook is te veel vir jou, maar die Here praat met haar. En die Here sê vir haar, luister hier, jy kom 'n ver pad, jy het alles wat jy wil hê, maar ek wil vir jou sê, jou doel op hierdie aarde is, uit jou uit gaan konings kom, uit jou uit gaan nasies kom, dan gaan nuwe nasies gebore word, alles uit jou uit. Dit is 'n tweede dag wat vir haar aangebreek het, die mooiste dae. Nou broer en suster, ek wil nog 'n skrifgie lees. Ek wil ek hoop maar net nie ek praat te lank nie, want jy nou sê, hoor jy, dis genoeg. Hierdie ander vrou is Rut. Hierdie vrou, halleluja, luister eers wat sê die Bybel. En dis nou Naomi wat met haar praat. Sê, en sy antwoord, sit stil, my dogter, totdat jy weet hoe die saak gaan uitval. Want die man sal nie rus, tensy hy vandag. This is the day, broer en suster. Vandag, sê vir Naomi vir Rut, vergeet van jou verlede. Nou weet jy, ek wil net so 'n bietjie praat, waar kom Rut vandaan? Sy is 'n Moabitiese vrou. Sy hoort nie in Israel nie. Sy het saam met haar skoonmoeder soontoe gegaan. En hier sê die vrou, waar kom sy vandaan? Eerstens het sy haar man verloor. Sy het haar skoonpa verloor. Sy het haar swaar deur die dood verloor. Sy het 'n moeilike lewe gehad. Dit was vir haar elendig. En toe besluit sy gaan saam met Naomi na Bethlehem, Judea toe. En hier sê hulle, goed, kom ons gaan. En broer en suster, en hier kom sy daaraan. Nou ek weet nie, die Bybel sê, dat Naomi het niks gehad. Naomi sê eintlik vir Rut, draai om man, moenie saam my gaan nie. Jou familie is beter, jy's beter af by jou familie. Nou kyk jy maar jou stuk in 'n rok wat ek dalk aan het. Of ek weet nie wat was haar omstandighede nie, maar sy het gehoor, daar in Bethlehem, Judea, het God aan die mense weer goed gedoen. En hier loop, kom hulle daar aan, en hier kom Rut aan en sy sê, haar skoonmoeder sê van, luister, ons het nie kos nie. Nou broer en suster, dis ellende. Het jy al 'n bietjie gedink, as daar nie meer brood in jou huis nie? Daar was 'n persoon
Kroonstad het hy vir die Here gewerk. En hy vertel my, hy sê dat 'n dag aangebreek, terwyl hy 'n prediker is, dat hy so honger is, dat daar geen kos meer in sy huis is nie. Hy sê my, hy stap so na sy yskas toe, en hy maak die yskas deur oop, en hy kry so 'n roeierige skil van 'n kaas, wat daar in gewees het. Hy sê, toe hy daai kaas so uit die rooi skil uit eet, toe is dit vir hom 'n hemelse ete. Nou broer en suster, Naomi sê vir Rut, ons het nie meer kos, maar daar is 'n oplossing. Gaan na die land toe, hulle is besig om te oes. Nou daai tyd as hulle geoes het, dan moet dan al die afval koring, wat in die plek oorlei, dan kan die mense wat nou sê maar agterna kom, maak hulle die land skoon, dan tel hulle die koring op. En sy is daarin en sy tel hierdie koring op en sy maak haar bondeltjie bymekaar en sy gaan huis toe. Maar nie ver van daar waar sy elke dag kom, sit 'n man wat haar dop hou. Ek wil vir jou sê, wanneer jy niks het nie, daar's iemand wat jou dop hou. Wat sê, hierdie persoon se lewe moet verander. Daar is 'n kans dat dinge vir haar goed gaan. En broer en suster, ons ken die geskiedenis van Rut. Is nie lank nie, toe sit sy waar sy nou sit. En Naomi sê, sit nou bietjie stil. Moenie meer rondhardloop nie. Broer en suster, moenie meer rondtrippel en hier geselskap soek en daar geselskap nie. Sit 'n bietjie stil. Laat die Here vir jou iets moet doen. En Naomi sê, vandag is die dag wat iets gaan gebeur met jou, Naomi. Ag Rut, jy moet net stil sit. Nou ek dink, daai dag het Naomi dalk, ek weet nie of daar 'n ou was daar wat sê op skuld 'n rok vir haar gekoop het nie. Maar Rut het vir haar 'n mooi rokkie aangetrek, want sy wil ook hierdie gebeurtenis kry van Boas. En broer en suster, daar die dag wil ek vir u sê, het iets gebeur met Rut wat nog nooit gebeur het nie. Sy sit so en jou saak kom voor, almal is daar en hulle praat so, en ewe skielik. Ek wil vir u sê, toe is dit daar dag, toe gebeur dit, dat Boas sê, hoorie, ek sal alles oorneem. En weet jy wat sê die Israeliete vir Boas? Hoe kan jy dit doen? Jy moet dit nie doen nie, dis 'n Moabitiese vrou. Sy hoort nie by ons nie. Maar hierdie man sê, ek het haar gesien. Ek het haar dop gehou. Ek het gesien hoe werk sy in my lande. Ek het vir my mense opdrag gegee. Gooi sommer 'n gerf, bietjie af op sommer, dat sy dit kan optel. Haar armoede het verander daardie dag. Haar posisie in die lewe het daardie dag verander. Ek wil vanmôre vir u sê, hierdie dag, die 31ste, is dit nie 30ste Maart, kan vanmôre vir jou 'n verandering bring. Jou lewe kan verander. Jou sukkel bestaan kan vanmôre verander. Amen. As jy net 'n oombliekie stil sit en sê, let go and let God have his way. Dis nou die tyd, broer en suster, wat ons moet stil sit. Maar wat gebeur met ons? Hoor jy, ek wil daarom vir ou broer Harry vertel hoe sleg gaan dit met my. Ek wil daarom hardloop na iemand anders toe om te sê, luister, help my, help my, help my. Vandag is die dag wat jy moet stil raak, dat die hemele in beweging kan kom om jou lewe te verander. Al wat die Here vra, sit stil. Rut, moenie hardloop na die veld toe nie. Vandag is die dag wat jou lewe kan verander. Ek wil vanmôre vir elkeen in hierdie gebou sê, vandag is die dag wat jou lewe kan verander.
maar wees stil en weet dat God is in beheer van jou lewe. Nou wil ek net hierdie ander skrifgie ook lees, wat vir my fantastiese skrif is. Ek het hierdie week, ek het so oordink, en dit was vir my seker, dit het my eintlik so opgewonde gemaak, dat ek lus voel om baie dinge nog te doen, broer en suster. Want vandag is 'n dag van verandering vir Frans Nolte. Vandag is 'n dag, môre gaan 'n nuwe dag wees. En môre gaan ek weet, ek het geen bekommernisse meer nie. Ek is nie meer bekommerd omdat ek nie koring het nie, want ek het nou in oorvloed alles wat die Here gee. En hy sê so, Esther het haar volk en haar afkoms nie te kenne gegee nie, omdat Mordegai haar beveel het om dit nie te vertel nie. Nou broer en suster, as jy nou dink aan Esther, en jy dink aan vandag se omstandighede, 'n Jodin waag dit om in Irak in te gaan. Ek wil vir u sê, vir daai Jodin beteken haar lewe is niks werd nie. Maar hier sit Esther, sy's uitgekies, sy het alles wat sy wil hê, en haar pa of haar oom sê vir haar, hoorie, moet asseblief net nie van mense vertel van waar af jy kom nie. Nou broer en suster, dit is die gevaar. Ons as mense wil weet, waar kom jy vandaan? Is dit nie waar? Laat ek 'n dogter kry, sê maar, toe my dogter 'n seun daar by ons huis aanbring met wie sy getroud is later, toe sê ek sommer klaar kwaad. Ek wil weet, van waar af kom hierdie ou? Is dit nie waar nie? Jy praat so, jy lok hom uit hierdie kant toe en daardie kant toe, dat hy moet praat, dat ons uitvind wie is dit. En dit is wat gebeur het. Nou sê Mordegai vir haar, moenie vertel waar jy vandaan kom nie. Want as jy vertel waar jy vandaan kom, is jou lewe verby. En broer en suster, sy is wonderlik, haar dag het aangebreek, sy het 'n koningin geword, sy is die vrou van hierdie magtige wêreldleier van die Medes en die Perse, en sy is daar so op haar troon, en alles lyk pragtig. En haar oom het haar gewaarsku. Maar daar kom 'n tyd, wat jou verlede, jy dit nie meer kan stil nie. Is dit nie waar nie, broer en suster? Ons wil vergeet, dat ek het 'n verlede. Ek kyk na mense, dan sê ek, hoorie, ek dank die Here, ek is nie soos daai ou, of daai vrou, of daai man nie. Jou verlede is net so sleg, soos daai insig wees. Is dit nie waar nie? Ons as mense, sit baie keer 'n mooi gesiggie voor, maar hulle moet net nie uitvind, ek was 'n dagga-verslaafde. Hulle moet net nie uitvind, ek is 'n vieslike mens, op watter gebied ook al nie. Dit moet hulle, niemand mag daarvan weet nie. Maar broer en suster, daai dag was vir haar wonderlik. Sy is geëer, sy is op 'n troon, en sy dink by haarself, ek gaan my liewerste luister na my oom. Maar dan kom 'n ander dag. 'n Dag van moeilikheid. Broer en suster, waar jou verlede weer terugkom na jou. Ek dink by myself aan Esther. Sy het seker gedink by haarself, hoorie, ek het die wonderlikste lewe. Ek sit in 'n paleis, die mense buig voor my. Dit is alles wel met my siel. Maar daar's 'n geroep buitekant. Haar oom het sy klere geskeur, en hy skreeu in die strate van Susan, of Susan, soiets. Skreeu sy, en hy sê vir die mens, huil saam met my. En die dogter Esther, die Bybel sê, sy het uitbeweeg en gereël, dat haar oom na haar toe moet kom. En die oom kom by haar, en sê, sy sê van, wat gaan aan? Sy sê vir haar, jou verlede moet jy nou vertel.
moenie meer terughou nie. Dis nou die tyd wat jy jou verlede vorentoe moet bring. Want nou is die hele Joodse of die Israel se mense in doodsgevaar. Nou broer en suster, en Esther is terug in die paleis. Nou dink 'n bietjie oomblik, wat het deur haar gedagtes gegaan? Ek moet vir my man my verlede vertel. Ek moet vir my vrou my verlede vertel. Dit is verskriklik. Dit kan die doodslag in my lewe wees. Maar broer en suster, die Bybel sê, sy roep 'n vasdag uit van 3 dae. En die hele Israel, die Jooddomme, hulle vas vir 3 dae. En na die 3 dae, toe sit sy op 'n tafeltjie in haar huis, met Haman daar, en ook die koning. En hy sê vir haar, sê vir my, wat pla jy? Broer en suster, baie kere vra die Here vir ons, wat pla jy in die lewe? Is dit nie waar nie? Ons dan sê, hoorie, daai ou wil 'n bietjie eenkant gaan, hy wil bietjie wegkom van mense af. Wat pla? Broer en suster, jy steek baie keer goed weg in jou lewe wat niemand moet uitvind. Maar die Here vra, of die koning vra vir Esther, wat pla jou? En toe kry sy die moed by mekaar. Sy sê, luister, hier's die aanklaer, Haman, wat teen my volk getuig. En vandag is die dag wat ek jou wil vertel wat aangaan. Jy het toestemming gegee dat die Jodendom moet uitgeroei word, maar Esther praat seker met trane na oë, want sy weet, this is the day that the Lord has made. Ek het vanmôre, voordat hulle gaan die Jodendom uitroei, moet ek nou tevoorskyn kom. En sy sê vir die koning, koning, ek is 'n Jodin. Ek is nie een van die mense met Mede en Perse. Ons weet nie hoe lank was hulle getroud nie. Miskien 10 jaar. Vir 10 jaar het sy in 'n leenwêreld gelewe. En broer en suster, daardie dag gebeur daar groot dinge. Ek wil vir u sê, jou lewe kan verander as jy 'n oombliekie met die koning praat. En jy sê vir die koning, Here, my lewe was tot vandag toe 'n geheim. Ek het my vals voorgedoen. Ek het verkeerde besluite geneem in my lewe. Maar vandag wil ek dit herken. En broer en suster, hulle het herken. En weet jy gebeur? Die koning sê vir Mordegai, kyk maar wat jy kan doen. Hier's my ring. Besluit self wat jy wil doen. Nou ek wil vanmôre vir julle sê, die Here sê vanmôre vir elkeen van ons, hy het vir ons die seelring van die Heilige Gees gegee. En hy sê vanmôre vir ons, jy moet besluit wat jy gaan doen. Ek kan jou nie meer raad gee. En broers, het hulle kry toe 'n plan en die oorlog gebeur toe dat al die Jode moet doodgemaak word en die Jode kry die toestemming by Mordegai, beklei terug. Wat sê die Bybel? Ons bose geeste in die lig. Dit het tyd geword, dit wat jou afdruk, om daarteen te begin beklei, broer en suster. Ons kan nie meer toelaat dat ons lewe verbygaan nie. Nou wil ek vir u sê, ek wil eintlik vanmôre vir almal eintlik profeteer, as ek dit so mag stel. Vandag is die dag wat jou lewe kan verander. Maar jy moet met die koning praat. Jy moet nie meer met my praat. Broer en suster, Mordegai sê vir Esther, jy sal jou verlede moet vertel. En toe sê ou Mordegai, ag Esther, dis is dit hy. Wat nou gaan gebeur, weet ek nie. Of my posisie in die paleis tot die einde gaan kom, weet sy nie. Maar dit is die dag. En weet jy toe dit aanbreek, toe is die vrede het in die Mede en Perse aangebreek oor een vrou wat gesê het, hierdie dag is ek geroep om 'n verandering
in die wêreld te bring. Nou broer en suster, ek wil vanmôre vir elkeen sê, kom ons doen. Nommer 1. Rebecca het gesê, ek is moeg vir 'n woestynlewe. Rut kry die boodskap van haar ma en sê, luister hier, vandag moet jy stil word voor die Here. Mordegai sê vir Ester, vandag is die dag wat jy sal moet praat, laat hulle weet van waar af jy kom. Broer en suster, daai 3 dinge is vanmôre die belangrikste in ons lewe. En as u voel, Here, ek gaan dit toepas in my lewe, wil ek vir u sê, die hemel wag vir jou. Nou wil ek vanmôre, wie kan ek vorentoe roep? Jannie, kom hierso. Kom Jannie. Hierso. Geef vir elkeen 'n soet. Dit het gebeur met Ester. Sy het gesê, jy moet daar so in rye afgaan, broer. Wie staan nog? Wie wil nog? Kom, jy? Jackie. Geef vir elkeen 'n soet. Al kry jy sommer 2. Moenie daaroor worry nie, broers. Dis vanmôre 'n feesdag vir jou. As jy besluit, vandag is die dag wat ek klaar wil kry met dinge wat my onderkry. Amen. Stem jy saam, broer en suster? Nou is dit feestyd. Nou moet jy eet. En jy moet weet, die Here gee vir jou vanmôre, dat jy moet glimlag. Jy moet sê, hoor, gee vir my nog. Gee vir my nog. Amen. Ek wonder, jy, kom eens aan. Hier's nog 'n pak. Geef vir elkeen. Ek wil hê julle moet vanmôre net nie my oorslaan. Maar, broer en suster, this is the day that the Lord has made. Maar jy moet besluit. Amen. Het almal gekry. Dankie Vader, dis vir my op een. Broer en suster, dit is ons dag vandag. Die 30ste maand kan die einde wees van jou lewe. Amen. Waarin jy lewe. Amen. Wil jy in die woestyn uitkom? Dis nou die geleentheid. Amen. As jy wil aan mekaar oor jou verlede dink soos Rut, ek sê my man is dood en my familie is dood en dit gaan sleg by die huis. My skoonmoeder stuur my net om geld en kos by mekaar te kry elke dag. Ek is moeg daarvoor. En broer en suster, dan kom hierdie vroutjie. En sy sê, vandag is die dag wat ek die wêreld vertel wie ek is. Amen. Moenie jou identiteit wegsteek nie. Prys die Here. Broer en suster, kom ons begin 'n fees vier. Want die Here sê vandag is die dag. Amen. Glo jy dit? Amen. As jy vanmôre glo, dan is die dag. Nou ek wil vir u sê, broer en suster, toe ek so noem maar baie siek was, het ek elke dag gaan slaap. Dan wonder ek wat môre gaan wakker word. Ek het eintlik my al so in 'n siek toestand ingedink. Maar dan kan ek die datum nie vergeet nie, onthou nie. Was so 3 weke terug. Toe ek in die spesialiste plekkie staan. En hy kyk so op die weke na, hy lees hierdie verslag en daai verslag. Hy sê nie, hulle na dit kyk en hy kyk daarna, die 10de maand. Toe sê hy, kyk daarna. En ek sit daar agter hy sy lesenaar. En ek dink, Here, vandag hoor ek hoe sleg dit met my gaan. En wanneer is dit die einde? Die een dokter het vir my gesê, jou leeftyd is 6 maande tot 2 jaar. Is dit jou einde? En terwyl ek so sit, en die dokter is hier deur my bloedtoetse. En hy kyk weer, en hy wil weet weer wat's my ID-nommer. En hy kyk weer. En broer en suster, terwyl hy so na alles kyk, toe kom hy skielik so op. En weet jy wat was my wonderlik? Hy glimlag. Ja. Hy sê vir my, dit is die dag. Amen. Dit is die dag wat jy skoon is. Amen. Daar's niks fout met jou nie. Dit is die dag. Amen. Nou broer, is dit die 10de maand was my dag gewees.
Maar vanmorgen sê ek vir jou, die 30ste Maart is ook my dag. Ek is klaar met ellende, ek is klaar om te beklei. Ek wil nie meer in 'n woestyn leef nie. Ek wil nie meer soos Rut in armoede in die veld gaan agter mense aanloop vir kos nie. Dis verby. Ek wil maak soos Rut, soos Esther gesê het. Nou is die tyd wat jy moet sê, wie is jy? Broer en suster, ek voel net die heerlikheid van die Here is hier. Is dit nie waar? Gaan ons maak, gaan hierdie dag vir jou 'n mooi dag wees. Amen. Jou dag kan verander word in 'n oomblik. Amen. Dankie. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat